Kom ons bid saam, gaan ons begin. Vader, baie dankie vir u ongelooflike groot genade en liefde waarmee u ons gered het. Dankie dat u ons nader trek aan die woord en deur die woord aan u. Dankie dat u deur die Heilige Gees in ons werk. Dankie dat u besig is met ons. Dit is kosbaar. Dankie vir hierdie pad wat u met ons stap. Wonderlik om u te ken. U het ons lewens kom verander en ons skuld u ons lewe. Dankie vir u woord vanmôre. Verander ons deur u woord, is my gebed in Jesus naam. En ons sê amen en amen. Goed, Filippense hoofstuk 2 vers 19. Filippense het ons sover uitermate gebless. Paulus sit in die tronk as hy hierdie brief skryf van die gemeente in Filippi. En hy sê vir hulle 17 keer in hierdie boek, wees bly. So elke week nog is daar iets wat ons insien van om bly te wees, te midde van die koue, te midde van die reën, te midde van die droogte, te midde van jou omstandighede in sy eie lewe, te midde van die tronk, te midde van gevangenes wat aan hom vasgeketting is, te midde van sy oë wat besig is om in te gee, te midde van die fout dat hy koud kry, wees bly. Hoekom? Waar lê ons blydskap? Die blydskap van die Here is my beskutting. Nie hy maak my bly nie, sy blydskap is my beskutting. Wat is sy blydskap? Waaroor is hy bly? Oor ons. Yes, like voor die grondlegging van die aarde het hy my al in gedagte gehad, het hy al drome gehad vir my, hy het 'n werk in my begin, Filippense 1 vers 6, en dit maak hom bly. Hoe terrible is dit dat hy oor my bly is en ek's nie bly nie? Wow, ons moet die woord ken, né? So ons is by vers 19 vandag, kom ons kuier verder, en ek hoop in die Here Jesus, om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek julle omstandighede te wete gekom het. Dit is mooi gesê. Ek hoop om Timoteus na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees. Dis 'n ou 33-53 woord. Wat sê die Nuwe Lewende Vertaling? Wat sê jou Bybel daar? Sodat ek ook vrede in my hart kan kry, rus in my gemoed kan kry. Wat sê jou Bybel? Sal my goed doen, dat ek kan vrede hê. Daar was nie telefone nie, daar was nie SMS'e nie, daar was nie WhatsApp nie, was nie Facebook nie, was nie Instagram nie, was nie X nie, was nie internet nie, was nie e-posse nie, daar was skaars vliegduwe. En hy weet nie hoe dit met hulle gaan nie. En hy sê, ek gaan Timoteus vir julle stuur, sodat hy net vir my kan kom vertel hoe dit met julle gaan. Belangrik. Daar is iets in 'n mens om te weet hoe gaan dit met daai ouens vir wie jy bid. Stuur hom daai WhatsAppie om te sê, hoe gaan dit met jou? Ek dink vandag aan jou. Weet jy hoe baie beteken dit vir iemand om daai persoonlike kontak met jou te hê? Daar's 'n rede hoekom dit op jou hart druk. Daar's 'n rede hoekom dit op jou hart druk. Wees gehoorsaam en reageer. Ons het dit soveel makliker as 2000 jaar gelede, ouens. Maar die hart bly dieselfde. Die woord sê dis hy wat in ons werk om te wil. Die begeerte is steeds daar om te weet hoe dit gaan. Alright. Timoteus is by hom, maar nie saam met hom in die tronk nie. Hy is nie vasgeketting nie, but he was allowed closeness, he was there as a companion. So hy het hom vergesel, maar hy was nie gevangene nie. Hy kon teruggaan. Paulus is die een wat in boeye is. Hy sê, ek wil hy moet terugkom, sodat ek julle omstandighede te wete kan kom. Want, ek het niemand van dieselfde gesindheid, wat julle belange opreg sal behartig nie. Ek vertrou dat God vir Timoteus na julle toe sal stuur, om my te vertel van hoe dit met julle gaan, want ek het niemand van dieselfde gesindheid, wat julle belange opreg sal behartig nie.
Ander doen dit uit plig. Ander doen dit wanneer is hulle job. Hulle doen dit vir 'n vergoeding, maar Timotheus, hy gee regtig om vir julle. Hy is opreg, hy gee regtig om. En watter mooi getuienis om regtig lief te hê. Maar dit nie doen uit plig nie. Wel, ek moet seker nou weer hoor hoe gaan dit met die kinders vir 'n slag. Is dit ooit 'n ouers se gesindheid? Never, because you love them. Maar hoekom doen ek dit as dit kom by vriende of by familie? Waar is die liefde dan? Word ek dan ook gedryf deur dieselfde liefde? Dis altyd die barometer. Gisterand 11:00 toe ek uiteindelik in daai koue bed klim en ek trek hy kombers so op en ek vries in Virginia en ek besef maar ek het nog nie met my oudste laaitie gepraat vandag nie. Ons was net te besig en ek WhatsApp hom, ek sê, slaap jy al seun? En hy sê, nee dad, ek's nog wakker. En ek sê, hoe's dit? Is jy okay? Is jy warm? Is jy gesond? En hy sê, yes pa, ek mis jou by die huis. Wat is dit? Hoekom doen ek dit? Dis liefde. Maar het ek daai selfde empatie en deernis en dryf as dit by ander mense kom? Of is dit soos, ek het nou nie krag vir hulle vandag nie, ja. En dis ons hart, ons moet konsekwent wees met almal, die hart moet wees liefde. Ons hart moet wees liefde. Het ek daai selfde compassion met ander mense? Goeie vraag. Hier's Koos alweer. Ja, ek moet dieselfde hart hê. Ek moet teenoor almal daai warmte hê. Wat sê julle? What's the joke? Sy sê jy wys vir haar. Want hulle soek almal hulle eie belang. Vers 21 vertel dit vir ons. Hulle soek almal hulle eie belang, nie die van Christus Jesus nie. Nou hier is 'n belangrike ding om te onthou, om jouself aan te herinner. Wie se belange dra jy op die hart? Van wie is jy 'n verteenwoordiger in hierdie wêreld en in hierdie lewe? Jy's 'n ambassadeur vir jou eie saak of van die koninkryk? Jy's 'n ambassadeur van die koninkryk. Oral waar jy gaan, is jy 'n advertensiebord wat die koninkryk of bevorder of afbreek. Jesus sê, Matteus 5, laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle Vader wat in die hemel is, verheerlik mag word. Come on ouens, dis wat ons hier doen. Jy het nie jou eie belang nie, daar's nie 'n neutrale posisie wat jy soms in jouself kan vind. Nou is ek net neutral, maar ek verteenwoordig nie iemand nie. Selfs al is jy alleen, verteenwoordig jy die koninkryk van lig. Dis wie ons is. Ons is geroep om anders te wees as die wêreld. Onthou Francis van Assisi het vir ons gesê, use all means necessary to convey the message of Jesus Christ. And if really necessary, use words. Wys jy glo. Leef soos 'n gelowige. Tree op soos 'n gelowige. Hê lief soos 'n gelowige. Nie my eie belange nie. Die koninkryk. Ek sal my pa se preek moet gaan luister. Dalk kom ek tot bekering. Ja, ek sal regtig gaan luister, ek wil. Absoluut. Dis die boodskap van die Bybel. Daar's nie 'n ander storie as dit nie. Daar kan geen ander teks in die Bybel wees wat iets anders gaan sê as dit nie, want dis die storie. Ons is in sy beeldnis geskape, ons verteenwoordig hom, ons het sy belang op die hart, ons leef vir hom, ons sterf vir hom. Paulus se geskrifte, of julle dan nou lewe of julle sterwe, doen alles wat julle doen tot eer van die Here. Dis die storie van die Bybel. Ons verteenwoordig God. Nou sê hy hierso, hy sê, want hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Nou kom ons pos vir 'n oomblik en ons dink daaroor, hoe
attent is op as ons daarop in ons lewe, alledaags, interaksie met ander individue, besigheidstransaksies, gewone dag tot dag werk, hoe attent is ek daarop, dat ek te midde van, maak nie saak wat nie, alle oomblikke, God verteenwoordig. I'm a representative of eternal life. Iemand vra ons nou die dag vir my, wat doen ek? Nou ek sê nou nie meer ek boer nie, want dan hou hulle aanvra totdat ek naderhand sê, okay nee, ek is 'n predikant. So ek het nou 'n ander ding. Ek sê ek verkoop lewensversekering. Lewensversekering. Dan sê ek werk vir 'n internasionale maatskappy. Ons is die grootste maatskappy in die wêreld en ons bestaan al vir 2000 jaar. Wow! Wie is julle? Ek werk vir Jesus Christus. Die ewige lewe. Dis mos wat ons doen. Maar ek en jy as gelowiges is elke oomblik van elke dag, van elke sekond, al is dit net ek en my man, of ek en my vrou, of ek en my kinders, of ons familie, of vriende, waar ook al ek is ek 'n ambassadeur vir hom. Ek is 'n koninkryks ambassadeur. As ek met my vrou praat, al irriteer sy my, is ek 'n ambassadeur. As ek met my man praat vir die hoeveelste keer oor dieselfde ding, al irriteer hy my, ek is 'n ambassadeur. Ek is in diens van die koning, ek werk vir hom. As ek met hierdie ou voor my praat wat my irriteer en frustreer en al die dinge doen, irriteer, dan is dit nog steeds 'n ambassadeur van die koninkryk. Hoe hanteer ek ander? Met 'n sagtheid. Ek is besig om 'n boek te lees van Dr. Parker, wat 'n groot spreker was, public speaker, maar hy was wedergebore en hy het gepreek en hy het buitemuurse, by buite venues, oop venues, het hy evangelisasie veldtogte gehad, wat groot groepe mense bymekaar kom en dan preek hy vir hulle. En hy sê na een van hierdie preke in 'n rally, hulle noem dit mos 'n rally, 'n event, en na een van hierdie events toe, kom daar iemand uit die gehoor uit na hom toe, wat met hom wil praat, soos wat mense doen, as jy gepraat het. Iemand wil altyd iets daaroor met jou verder praat. So, en die ou kom by hom en hy sê, Dr. Parker, you made a lot of mistakes during your sermon. Hy sê, sonder om 'n gesigspier te roer, want baie keer kan ons gesig presies sê wat ek eintlik met my lippe wou sê. En dan sê ek byt maar op my tande. Maar jou gesig sê dit in 'n geval. Nou as Jesus ons leer, as jy net vir 'n vrou kyk, is dit so goed soos egbreek, en as jy net kwaad is vir jou broer, is dit so goed soos moord, dan dink ek ons het al baie erger dinge gedoen deur wat ons in ons harte bedink of voel, as wat ons noodwendig sê. Jy ken dalk nie al daai vloekwoorde nie, maar jou hele attitude het dit presies vir hom gesê. So hy sê, hy luister, en hy is neutraal, en hy probeer verstaan wat die ou sê, en toe die ou klaar gepraat het, toe sê hy vir hom, and was there anything else that you heard? Dis, ek moet dit onthou. Want is dit nie wat ons geneig is om te doen as iemand iets sê wat jy nie like nie, as jy bly op daai punt vashou, ek moet dit nie vergeet nie, na die diens, ek gaan nou met hom daaroor praat, maar wat hoor ek van die res van die? Niks. En dan moet ons oppas dat wanneer ons selfs luister, en ek luister baie, ek het so 4 pastore wat my pastor, ek is in 4 pastore se gemeente, online, ek luister na hulle elke dag, en ek kan vir jou sê wie hulle is, maar hulle is my mentors, hulle spreek geestelik in my lewe, ek is nodig om ook gementor te word, ek kan nie net, wat het ek vir jou om te sê as niemand vir my iets sê nie, ek is ook 'n kind van liewe Jesus, en ek word ook kwaad, ek het 4 pastore nodig, jy het net 1,
Maar baie keer as hy iets sê wat ek nie mee saamstem nie, oppas dat jy nie dan net ophou luister nie, want dis al waaraan jy nou dink. Ek sal pause en daaroor dink en dan sê ek, okay, maar kom ek luister verder, dalk, en dan gewoonlik na die tyd dan sê jy, nou verstaan ek wat het hy bedoel. Right. Maar in ons verhoudings, alledaags met mekaar in ons interaksie, Paulus herinner ons daaraan, ons is ambassadeurs. En ek wil sê, ons vergeet dit. Ons is geneig om off-duty te wees, as ons by die kerk uitstap. Wanneer ek by my huis instap, dan is ek net in my eie omgewing, en ek kan weer net myself wees, en ek vergeet van kerk en godsdiens. Dit moet nie so wees nie. Ek moet elke oomblik waar ek beweeg, of ek alleen is in die voertuig, of saam met ander, of by ander gaan eet, of kuier, of selfs met my werkgewers, dat ek altyd onthou, ek is ambassadeur van die koninkryk. Dis wie ek is. Altyd, te alle tye. Vers 22 sê maar, julle ken sy beproefdheid, dat hy, so hy praat van Timoteus, soos 'n kind teenoor sy vader, saam met my in die evangelie gedien het. Dis 'n mooi CV vir 'n volgeling van Christus. Ek hoop dan om hom dadelik te stuur, so gou as ek sien hoe dit met my sal gaan. So ek wag net om te kyk wat gebeur, gaan ek 'n afspraak kry by die keiser, gaan ek 'n datum kry, wat hy my kan te beurt spreek, of te woord spreek, ek wil net sien hoe gaan dinge loop, dat ek kan vir Timoteus stuur, dat hy na julle toe kom. Vers 24 sê, ek vertrou in die Here, dat ek self ook spoedig sal kan kom. Kom ons sê net vir mekaar dit, het Paulus hier uitgekom, uit die tronk uit. Ja. Yes. Hy sê, ek hoop ek gaan nie uitkom. Ek hoop ek gaan nie uitkom. Ek hoop ek gaan spoedig hier uitkom. Maar, ek het dit noodsaaklik geag om Epaphroditus, as jy nou vir jou kleinkind 'n naam soek, hier is 'n mooi naam, Epaphroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en bedienaar van my belofte, ek stuur hom so lank na julle. Ek gaan Timoteus nog bietjie vashou, maar ek stuur so lank hierdie ander broer van my, Epaphroditus. Want hy het na julle almal verlang en was besorg omdat julle gehoor het dat hy siek was. Hy was ook siek tot by die dood. Hierdie ou was dodelik siek. Maar God was hom barmhartig. En nie hom alleen nie, maar ook vir my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie. Dis mooi gestel. Hy sê, ek het klaar droefheid, maar dis die boek waaroor ek 17 keer gaan sê, wees bly. Hier gee hy vir my iets van wat regtig in sy hart is, want ek en jy het so ver gesê, come on Paulus, dis onmoontlik om altyd bly te wees. Wie sê ja, dis onmoontlik om altyd bly te wees. Paulus sê, ek praat met julle oor blydskap, ek is bly te midde van die feit dat die waarheid is, eintlik is ek diep bedroef. Maar ek kies om bly te wees. So hier gee hy vir my so 'n loer in sy lewe, te midde van die feit dat hy net oor blydskap praat, sê hy agter die skerms, ja, ek is upset, daar is dinge wat nie lekker is nie, maar my blydskap is in die Here. My sterkte is in die krag van die Here. Jesus, dis 'n mooi voorbeeld vir elkeen van ons. So wie was Epaphroditus gewees? Hy was na Paulus gestuur met geld van die gemeente af. Paulus sê, ek stuur hom terug na julle toe. Hy was julle boodskapper, 'n ware broer en soldaat, maar nou stuur ek hom terug na julle toe. Hoekom? Want hy verlang na julle. So hy was 'n broer van die gemeente en hy het 'n verlange gehad om terug te gaan en hy was bekommerd dat julle bekommerd is oor sy siekte. Hy was siek en dit nogal by Paulus.
Die een wat fisiek is gebid het, nou hoekom het Paulus hom dan nie gesond gemaak nie? Want is die Here wat gesond maak. En Timotheus, was hy ook siek gewees? Timotheus het 'n hele paar kwale gehad. Hy het onder andere 'n maagkwal gehad. Kan julle dit onthou? Party van julle onthou net wat hy moes drink vir sy kwaal. Julle vergeet dat hy 'n kwaal gehad het. Hy het wyn gedrink. Paulus sê vir hom, drink 'n bietjie wyn vir jou maag. Moenie net water drink nie, water. Dit is seker Paryse water. Dit is baie ongesond. Drink eerder wyn. Goeie raad. En Paulus self, was hy siek gewees? Hy het 'n doring in die vlees gehad, ons dink dis sy oë, Marita Martens dink dit was iets anders, maar hy het 3 keer gebid en vir die Here gesê, vat net hierdie doring van my weg, en wat het God vir hom gesê? My genade vir jou is genoeg. So wat is die storie? Hoekom word hulle net almal gesond nie? Sodat ek en jy dalk moet verstaan, dat dit nie oor ons gaan nie, maar oor God. Dalk is dit die rede. En hy werk met ons soos hy wil. Dalk sit jy vandag met 'n vraag in jou hart. Hier is die antwoord. God werk met ons soos hy wil. Dat hy die eer sal kry. Dis die bottom line. Dat hy daardeur verheerlik sal word. Ek het hierdie week vir die gemeente in Virginia met hulle so lekker uit my hart uit net gesê, ek het geen pressure gehad om te preek nie, want hulle gaan my nooit weer vra om te kom nie. Ek kon net sê wat die Here op my hart het. En gisteraand se preek was gewees, hierdie 5 vingers van jou, as jy so vat, dan gebruik jy hulle elke dag, en elke keer as jy so maak, dan herinner jy jouself, leer om God te vertrou. Sal. Dis dit nie die boodskap van die Bybel, nie? Trust God. As jy in omstandighede kom wat nie sin maak nie, trust God. Paulus, hy het die Here vertrou. Hy het die Here vertrou. Timotheus, hy het die Here vertrou. So ons is nou in hoofstuk 3. Ons blaai om na hoofstuk 3 toe. Verder, my broeders, weer eens, verbly julle in die Here. Dis 'n vermaaning, dis 'n opdrag, dit sê wees bly, nie oor jou omstandighede of probleme nie, maar oor die Here. Moet nooit vergeet dat jou blydskap in die Here lê nie. As jy nog koffie kort, asseblief kom haal, maar moenie koud word nie. Jou blydskap is in die Here. En dan sê hy, dis nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. So met ander woorde, julle het nodig om dit oor en oor te hoor. Wees bly, wees bly, wees bly. Kan jy onthou vir jou kind met jy dieselfde ding 'n paar keer sê? Wie van julle se kinders het jy net een keer 'n ding gesê, dan doen hy dit. Kry mense sulke kinders? Was jy so kind? O, jy was so kind. My ma het net een keer vir my gesê, dan doen ek dit. Want ek's bly vir jou. Ek was nie 'n pluggie gewees nie. Ek was halstarrig. My pa moes 'n paar keer vir my 'n ding sê. Paulus sê, ek gaan 'n paar keer vir jou hierdie ding sê. Wees bly. Vers 2 sê, let op die honde. Let op die slegte arbeiders. Let op die versnyding. Jog, wat se ding is hierdie honde wat ons nou hiervan lees? Wat dink julle, wie is die honde? Dwaalleraars? Dwaalleraars? Die Jode het na heidene ook verwys as honde. Kan julle onthou, Jesus het dit self gedoen. Die arme vrou met 'n siek kind kom by Jesus en sê, meester, asseblief, maak my kind gesond. Wat sê hy vir haar?
Ek het nie gekom vir die honde nie. Imagine dit. Jesus antwoord jou so. Ek het nie gekom vir die honde nie. Ek het gekom vir die verlorenes van die huis van Israel. Die Jode het van heidene gepraat as honde. En dan sê hierdie vrou, gee my net bietjie van die krummeltjies wat van die tafel afval vir jou hondjies. En dan sê Jesus, jou geloof het jou gered. So die Jode het van heidene gepraat as honde. Paulus doen nie dit nie, maar hy verwys na 'n groep Jode wat na elke gemeente wat Paulus geplant het, gegaan het en hulle weer onder die wet probeer bring het. Al wat hulle gedoen het, is hulle gaan al agter Paulus aan en as Paulus nou verder reis, dan kom hulle by die kerk en sê, hoorie, ons wil net vir julle kom reghelp. Paulus het vir julle verkeerd gehelp. Julle moet julle laat besny, julle moet die wet doen, julle moet op die Saterdag bid, julle moet terugkom na die wet toe. Paulus noem hulle honde. So, let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Joodse leiers wat weer die besnydenis bedien het. En die besnydenis is 'n teken van werke. Werke, die wet. Dis of geloof of die wet. Jy kan nie die twee versoen nie. Geloof. Lida, is dit jou foon wat so lui? O. Jesus plus enige iets is gelyk aan niks. Mooi, ek het dit al vir julle geleer. Jesus plus niks is gelyk aan alles. Dis net Jesus, Christ and Christ alone. Dis nie werke nie. So Paulus sê, pas op vir hulle. Okay. Want ons is die besnydenis. So wat sê hy? Hy sê die ware besnydenis is dit. Ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Wat is die ware besnydenis? Hier sê hy vir ons wat die ware besnydenis. Filippense 3 vers 3 is 'n vers wat jy moet memoriseer. Nou die dag sê iemand met wie ek praat uit van die ander gemeentes of ander kerke uit, en ons praat spesifiek oor die besnydenis, die besnydenis van die verbondsteken is, en wat oorgesit is in die klein doop. Die klein doop is nou hierdie simbool van die verbondsteken, en ek sê vir met jou gelees, wat sê Filippense 3 vers 3, wat is die ware simbool van die verbond? Wat is die ware simbool? Ons wat God in die gees dien, kan 'n baba God in die gees dien? Hierdie teks maak dit vir jou maklik om hierdie antwoord te bring, is dit nie? Hoekom het ons hom nog nie gehad nie? Alida skryf ons sommer voor in haar Bybel. Hier sê, ons wat God in die gees dien, 'n baba kan nie, in Christus Jesus roem. Wat beteken daai woord roem? Om Christus te vereer of te verheerlik, of hom te bely, of hom aan te roep, of oor hom te brag, kan 'n baba dit doen? En nie op die vlees vertrou nie. Verstaan 'n baba, dit gaan oor God en Godheid, en dat God sal sorg, of kan hy dit ook nog nie, hy weet nog nie eens wat sy naam nie, man. So hierdie teks kom Paulus en hy sê, die verbondsteken van die besnydenis, dis niks. Hier is die ware besnydenis. Ons wat God in die gees dien, in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Dis die ware besnydenis. Maar as dit nie mooi nie, is dit so maklik. Is nie hierdie klomp argumente en vrae van wat is nou die ware doop en hoe werk dit en is dit klein doop of groot doop? Hier help Paulus ons. Dis die ware besnydenis.
Dis nie of my jou werke nie, maar dis in hom. Het gaan alles oor hom. Ons wat God in die gees dien, in Christus Jesus roem, nie op die vlees vertrou nie. Ek wil sê, ek en jy moenie geskok wees op die optrede van ander nie. Paulus sê, ware besnydenis, vertrou nie op die vlees nie. As ek en jy geskok is in mense, let's say it. As mense jou teleurstel, as mense dinge doen wat jou upset, dan is dit omdat jy vertrou het op die vlees. As jy verstaan het wat dit beteken om nie te vertrou op die vlees nie, kan geen mens jou disappoint nie. Is dit nie waar nie? En ons raak so maklik disappointed. Ons sê dit so baie keer, maar is eintlik manipulasie, né? Veral as jy vir jou kinders sê, ek is nou so teleurgesteld. Jy skep by hulle die idee dat hulle die vermoë het om volmaak te wees. Jy lieg eintlik vir hulle. Jy skep by hulle vals persepsie dat hulle die vermoë beskik om nie foute te maak nie. So, ek het nog nooit dit gesê of daaroor gedink nie. Dit was nou 'n revelation vir my. Hoor die ouers wat ek sê. Wat sê jy daarop? Wie wil iets sê? Stry met my. Het gaan oor my. Maar Paulus leer vir ons, moenie op die vlees vertrou nie, want die vlees gaan jou teleurstel, want dis juist die ware besnydenis is 'n ou wat nie op vlees vertrou nie. So deur op vlees te vertrou of die persepsie te skep dat vlees vertrou kan word, is dit teenstrydig met wat God ons leer. Want God sê vlees stel teleur. Dis nie werke nie. Dis genade. Dis te diep, te reverse. Ons die woord is amazing, die woord is diep. Is God en God alleen. It's Christ and Christ alone. Dis nie werke nie, dis nie byvoeging nie, dis nie Christus en salfolie nie. Dis net Christus. Dis net hy. Dis nie Christus en maak skoon jou huis en doen daarom jou deel nie. Nee, dis net Christus en sy genade. Ons, dis amazing. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, ek het rede om te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, dan sou ek dit nog meer kon doen. Hoekom kon hy dit nog meer doen? Hy sê ek was besny op die 8ste dag. So ek was volgens wet 'n Jood uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin. So ek is besny op die 8ste dag, sê, my ouers was voorbeeldige gehoorsame Jode, my ouers. Uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, die loyale stam van Israel, die twee suidelike stamme wat te midde van die wegbreek, altyd by God gebly het. 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer. Ek was so heilig, ek was geklassifiseer in die top 6000 mans in Israel, wat die wet hou. Dit is 'n mooi regmerkie op jou CV. So vertel my 'n bietjie van jouself. Ek's deel van die top 6000 gelowiges in die land. Wow. Het tot op die minimum gehoorsaam aan die wet gewees ten volle. Hulle hele lewe was om te kyk hoe gehoorsaam kan hulle wees aan die wet. As die wet sê, jy mag op die Sabbat net 10 kilometer ver van jou huis af loop,
anders word dit werke, en dan sit jy's in die vlees, dan het hulle elke 10 kilometer so klein huisie opgeslaan, soms so rietdakkie, en gesê, hierdie is my huis, ek is terug by die huis. Dan loop hulle nog 10 kilometer, dan sê hulle, ek is by die huis. Dan loop hulle nog 10 kilometer, hulle kon gaan net waar hulle wou in Israel, terwyl die res by hulle huise moet sit. Want hulle die wet geken, maar ook geweet hoe om die wet te omseil. Het hulle die wet gehou? Ja, hulle het nie 'n verhouding met die Here gehad, nie? Hulle het tot loop en afkyk, te bang om 'n vrou te sien. Hulle het so geloop. Ek het al gesien in Israel vandag nog die ortodokse Jode. Dis hoekom hulle teen jou vasstamp. Ongeskik, hulle groet niemand nie, praat met niemand nie, kyk vir niemand nie. Kyk net so af. As hulle in die huisbak kom en daar's ander mense na reverse, hulle wil alleen in die huisbak wees. Wil nie met ander mense praat nie, hulle is heilig. Radikaal vir die Jodendom. So as Paulus volgens die Joodse gebruike so volmaak was, dan sou ek dink dat hy juis hierdie werke sou verkondig en gesê het, beywer jou om deel te raak van die Sanhedrin, beywer jou om heilig te wees, sodat jou vlees jou kan red. Maar hy doen nie. Wat sê hy in vers 7? Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Al my werk het ek laat gaan, want Christus. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Hierdie is mooi gesê. Hy sê, ek kan of probeer het om myself te red, of ek het besef ek is so verlore, net Christus kan my red. Maar Christus kan my nie red as ek vashou in my eie vermoëns nie. Ek moes dit laat gaan. Ek moes bely ek is 'n sondaar, met 'n slegte vlees en slegte gedagtes, wat nodig het dat die Heilige God my red. Dis amazing. Ouens, het jy al ooit gedink hoe Jesus hierdie woorde in Johannes 14 vers 6 kan sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my. Ons glo dit as gelowiges. Hoe unfair klink dit teenoor 'n heelal, dat hierdie God so 'n stelling kan maak om te sê, ek is die enigste pad. Klink dit fair? Dink daaroor. Want baie van ons struggle met die gedagte dat, hoe kan Jesus sê hy is die enigste pad? Wat van die moslim of die Mohammedaan of die Hindu of die, wat van die ander gelowiges? Wat van die boeddhis? Is Jesus die enigste manier om by die Vader te kom? Ons vergeet dit. Jesus was die enigste een, hy is die enigste seun van God, by the way, maar stel hom dan maar gelyk aan al die ander gode wat afgode is, wat mense vir hulle self daar gestel het, want daar's net een lewende God, nou, daar's nie ander lewende gode behalwe hy nie, maar stel hom vir 'n oomblik gelyk aan die ander, was hy die enigste een, wat namens my die prys betaal het, sodat ek 'n verhouding met die ewige heilige God kan hê, deur in hom te glo. Ek kan nie met God 'n verhouding hê as ek nie glo dat Jesus vir my die prys betaal het nie.
En dis juist die sonde teen die Heilige Gees. As ek sê, ek wil nie in Jesus glo nie, dankie, ek gaan Boeddha gebruik. Ek gaan Mohammed gebruik. Ek is 'n Hare Krishna. Ek is 'n ateïs. Daar's net een weg na die Vader en dis Jesus Christus. Kan ek op myself vertrou of op my vlees of op my werke, dan word dit net weer 'n ander godsdiens. Dis 'n ander roete wat ek probeer om by God uit te kom. Ek kan nie, want daar is nie 'n ander manier nie. Die enigste manier is Jesus Christus. Ek gaan loon ontvang op my werke. Is vir die wat nie geglo het nie. Die wit troon oordeel is vir die wat nie in Christus wou glo nie, maar op grond van hulle werke of hulle rituele of hulle vlees staat gemaak het en gehoop dis goed genoeg, en kan ek 'n heilige God beïndruk deur my dade. Want geen aksie kan ontslaa raak van my sonde nie. Die enigste aksie wat my sonde kan wegwas is Jesus Christus. So al is ek hoe oulik, al ken ek die Bybel uit my kop, al leef ek soos 'n engel, al gee ek al my goed weg, al gee ek myself oor om verbrand te word, maar ek het nie 'n verhouding met Jesus nie, en my geloof is nie in Jesus nie, baat dit my niks. Is dit net godsdienstigheid? Vriend, hoe het jy hier gekom in jou eie vermoë en jou eie krag? Matteus 21:22, die bruilofsmaal. Nee, dit gaan oor die eie ek. En dis juist die punt. So waar het ons begin vandag deur te sê, ek moet in alles wat ek doen, besef ek is 'n ambassadeur, wat alles doen vir God. Hulle wag vir die Messias, en sonder die Messias is dit net godsdiens. So wat hulle doen, probeer hulle so ver as moontlik die eie vlees regverdig deur die werke van die vlees, want dis waarop die wet gebaseer is. Die hou van die wet was ons leer in Galasiërs sondaande, die wet was die tugmeester na die Vader, na genade. Hulle het nog nie die Messias nie, so wat probeer hulle deur die wet regkry? Hulle self regverdig deur hulle optrede, deur heilig te leef. Kan hulle heilig wees? Nee. Kan hulle sondevry wees? Nee. Is hulle ooit sonder sonde? Nee. Kan die vlees my heilig? Nee. Ek het Christus nodig, en die ortodokse Jode sê, ons het die wet, ons het Moses, ons het Abraham, ons is die kinders van God, deur die wet. Galasiërs sê daar was 2 seuns, die seun van die wet en die seun van genade. Abraham het 2 seuns gehad. Die eerste seun, Ismael, die seun van die wet, werke. Hy moes werk vir sy seun, hy het die slavin gevat. Het was nie God se plan nie, maar God kom en hy gee genade, dit wat Abraham nie verdien het nie, hy gee hulle 'n kind. Isak is die genadekind. Dis 'n mooi prentjie, né? Ek het dit nie verdien nie, ek kon niks doen om dit te kry nie, ons was altyd te oud en gebreklik en half dood. Dit is God se geskenk, dis genade. Ek het nie iets gedoen om dit te kry nie. Abraham en die slavin Hagar het iets gedoen om dit self te bewerk. Dis ons plan. Dis werke, dis die wet, ons plan. Wou God vir hulle 'n wet gee, by the way, vir sy volk? Of het hulle hom gevra vir 'n wet?
sodat hulle kan weet waar die perke is. Dink gou mooi in die storie van Israel. Maar hoekom? Hoekom? Die 10 gebooie was op aandrang van die volk wat gesê het, ons wil weet wat's die wet. Was dit God se hart vir hulle? Wou God 'n wet gee? Het jy al daaroor gedink? Toe sê hulle, daai wet vat te lank, ons maak ons eie nuwe wet, ons gaan vir ons 'n goue kalf bou. Dan gaan ons hom maar aanbid. Dis in ons hart om te wil aanbid. God het ons so gemaak. Maar mag ons hom aanbid en nie onsself nie. Vers 7, is amper klaar. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, werklik ek agtoog alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Hy sê, dis nie genoeg vir my om te sê 10 jaar terug het die Here dit of dit vir my gedoen nie. Wat van nou? Paulus sê ek het, maar hy sê ek doen steeds. Wat doen ek nou? Wat doen ek nou? Om die uitnemendheid van die kennis van Jesus, Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Ek wil afsluit, luister 'n bietjie na die storie wat Jesus vir ons vertel het in Lukas 13. Vers 6, en hy het hierdie gelykenis gespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in 'n wingerd geplant was. En hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek het niks gekry nie, kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. Mooi storie uit die Bybel uit, né? Vrugte? Wat is vrugte? As daar nie vrug in ons lewe is nie, wat doen ons? Die tuinier, die Heilige Gees kom en hy laat ons die woord hoor en hy kom maak die grond om ons los en die Heilige Gees maak moeite met elkeen van ons. Om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, en ter wille van wie ek alles prys gegee het, het ek dit as drek beskou om Christus as wins te verkry. Dis so mooi. Dis die werk van die Heilige Gees in ons. Die Heilige Gees is besig met ons. Ek en jy dink so maklik, dis ons. En wat het ons? En wie is ons? Nee, dan is daar nie ware vrug in ons lewe nie. Maar wanneer die Heilige Gees eers met ons begin werk, maak niks anders sin en saak as om Jesus te hê en by Jesus te wees nie. Paulus sê, alles waaroor ek trots was, niks daarvan het waarde gehad nie. In hom, om in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus Jesus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Vers 9, stop ons en volgende week kuier ons verder. It's all about him. Gaan alles oor hom leer om God te vertrou. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord. Dit is kosbaar om uit Paulus se lewe en sy storie vanmôre opnuut te besef dat dit alles gaan oor u en nie oor onsself nie. Ons wil vanmôre net weer opnuut kom sê, jammer
dat ons dit oor ons laat gaan. Ons probeer so hard om U te beïndruk en om perfek te wees en volmaak te wees en Here, ons is almal slegte mense. Maar ons het U so nodig. Dankie vir U genade en U liefde. Dankie vir die werk wat U in ons begin het. Dankie dat U met ons is. Ons eer U daarvoor. Vandag ons in die liefde, mag ons bewus bly van die grootheid en die nabyheid. In Jesus naam. Amen. Amen. Great, gaan in vrede. Kom kry nog koffie.